Hoe meer drastische omgewing is, of die omgewingstoestand is, of die tyd van die jaar, hoe meer drasties kan jy sien. Ek het net nog gesê van rooikatte wat skorpioene eet. Dis dieselfde. Dit is 'n tyd wanneer die voorkeurprooi relatief min is. En dan begin hulle meer kleiner diertjies eet soos jou insekte. Ja, so roofdiere is hoogs aanpasbaar. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slim voorskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap. Vandag het ons regtig weer 'n spesiale episode vir julle. Ek weet julle is mal oor ons episodes oor diere, so ons gesels weer vandag 'n bietjie oor diere. Hierdie is Dr. Nico Avenant. Wil dokter self dalk voorstel aan die mense gou. Dankie Janine, ja, ek sal graag 'n bietjie meer wil vertel. 'n bietjie inligting, waar kom my belangstelling vandaan? Want ek glo dit gaan aansluit by waaroor ons later gaan praat. So, ek is Nico Avenant, ek is departementshoof by soogdierkunde by die museum. En dan is ek ook die kurator van ons navorsingsversameling. So, my liefde vir my veld kom van baie kleintyd af. Van die eerste dinge wat ek kan onthou is dat ek geteken het, stokdiertjies. Ek is baie lief vir troeteldiere ook natuurlik. Maar my pa het my baie aangemoedig. So hy het gesê, wat sien jy in daai dier? En teken dit. So met ander woorde, olifant se slip en sy tande en 'n gemsbok se horings en sy goed. So dit nou stokdiertjies met nou al hierdie goeders opgewees. So en wat ek gedoen het, ek het dit ek is redelik georganiseerd nog steeds, maar ek het 'n bladsy so in 6 blokke gedeel. En dan het ek in elke blok 'n diertjie geteken, en as ek klaar is, dan sê ek my ma moet dit hou. En so het dit nou aangegaan. En toe het my pa my later, toe ons skryf Wildtuin toe gegaan. En daar het ek die diere bymekaar gesien. En nie net in 'n boekie nie. So van daar af het ek dit amper soos in 'n ekosisteem bymekaar begin teken. So hierdie ding kom van ver af, jy weet. Biologie was my gunsteling vak gewees op universiteit van my tweede jaar af. Het ek 'n voorreg gehad om vir professor Jan Nel te assisteer met sy en sy studente se navorsing. So dit het byvoorbeeld gaan oor muise vang wat bestudeer is as die voedsel van roofdiere. So ons het muishondjies gevang, radiosenders aangesit, muishondjies, meerkatte, aardwolf, bakoorvos, later op die rooikat gewerk. Ek sal net 'n bietjie daarvan vertel. Ja, en dit was 'n ongelooflike voorreg om van my begin af agter te kom. Jy weet, ek het gaan swat met die idee om 'n onderwyser te word. En ek dink nog steeds, as ek nie daai blootstelling gehad het en regtig my liefde ontdek het vir wat ek wil doen nie, ek is maar 'n ou vir buite in die veld, dan sou ek dalk 'n onderwyser geword het. En ja, en nie dat daar fout is met 'n onderwyser nie, my hele familie, my paal was almal onderwysers gewees so. En toe het ek my M het ek gedoen, my MSc, op rooikat gedrag by Weskus Nasionale Park. Ek is 'n oud Bolander, en daar geswat ook op Stellenbosch. En ja, en toe iets wat vir my baie besonder was, is my studie op die huismuis, uitheemse huismuis op subantarktiese Marion-eiland. En hierdie hele agtergrond van die muis, die roofdiere, die druk waaronder die muis verkeer op Marion-eiland, en wat selekteer hy in daai baie eenvoudige ekosisteem, maar ook 'n baie sensitiewe ekosisteem. Dink ek het my baie idees gegee en jy weet, vrae laat ontstaan binne myself oor my eie navorsing en hoe kan ek dit aanpak. So ja, dis wie ek is, 30 jaar by die museum, ek weet, is 'n lang tyd, 30 gelukkige jare. Ja, so dit klink my dokter het omtrent veldgidse geskryf oor veldgidse ding was met die tekeninge. Ja, weet jy,
ek het eers later aangedink, ek het nooit, het my ma vir my al die prentjies teruggegee nie. So, ja, nee, is nie dit nie, maar my pa, hy was 'n opvoedkundige. So, vir hom was dit baie belangrik dat, om goedjies uit my uit te trek. Vandag sê my vrou nog steeds, nee. As jy iets uit die kwyt wil hê, moet jy dit uittrek. Maar ja, nee, daai, want dit het my geleer om waar te neem. En as jy natuurlik, ek dink van die goed, hoekom ek die hier op later alles deurmekaar begin teken het op 'n bladsy, want jy begin dink maar, hierdie een sit verskriklike tande, die leeu, eet roofdiere, maar hoekom is hy saam met die steenbokke hierso, en ja, en eintlik maar begin dink, maar wat is die verhouding hierso, tussen al hierdie diere, jy weet, ek het hulle nou saamgeteken, maar in die wildtuin het ek dit nie so gesien nie, jy weet, so, ja. En dan, ons eenvoudige stuk van die episode wat ons noem die premium blonde oomblik is net om die mense heeltemal in dit in te kry. Wat sal Dr. Shem maak soogdiere so uniek? Sure. Wel, as ek nou kan sê, die eienskappe van 'n soogdier is maar, hulle soog kleintjies, en dit is eintlik sweetkliertjies, nee, wat omvorm is tot melkkliertjies. So, dis uniek aan soogdiere. Hulle het byvoorbeeld almal hare. Meeste van die soogdiere, nie almal nie, gee geboorte aan lewendige kleintjies. Voëls en reptiele doen dit natuurlik nie, maar dan ook jou echidnas en jou eenpekdier lê eiers. En dan ontwikkel die embrio binne in die eiers en word gebore. So met ander woorde, dit word nie lewendig gebore nie. Nog onderkake, soogdiere het 'n diafragma wat hulle help om asem te haal. En dit help ook met warmbloedigheid. Ons is warmbloedig, ons is nie soos reptiele nie. Jou temperatuur bly min of meer konstant, of het nou winter of somer is. Ja, so dis interessant. En dan natuurlik, ja, meeste mense, wel, baie mense is baie lief vir voëls, baie mense is lief vir reptiele. Ek en baie ander mense is baie lief vir jou soogdiere. En met tyd het ek nou jou klein soogdiertjies leer ken, jy weet, en dit is vir my iets baie besonders. Dit is, ja, so, ons kan dalk later daaroor praat. Ja, dit is 'n vraag. Hoekom het dokter besluit op klein soogdiere spesifiek? As ons nou kyk na dokter het na die muise bietjie gekyk, en wat het hulle vir dokter so laat uitstaan? Ja, ek het die studie wat ek doen, of die werk wat ek doen op klein soogdiertjies, is die goedjies wat ek alles in sulke boksvalletjies kan vang, is lewendige traps, so jy vang hom en jy laat gaan hom weer. So dit sluit in muise, skeerbekke, wat lyk soos 'n muis, maar het 'n langer neus, en hy eet insekte, dis 'n insektevoortjie, en dan die klaasneuse. Ja, so ek het begin, soos ek verduidelik het met Prof. Jan Nel, om roofdiertjies te volg, wat radiosendertjies aan het. En toe later, toe sluit hy my in by die prooi beskikbaarheid, want jy wil kyk wat selekteer daai diertjies. Toe het ek begin muise vang en so aan, en dan vang jy regdeur elke maand van die jaar, vang jy en jy kan sien, wanneer plant hulle voort, die mannetjies, die wyfies, wanneer is die wyfies dragtig, wanneer is lakterend, wanneer is die mannetjies gereed om voort te plant. So, en dit alles het vir my laat dink, maar hierdie getalle van jou klein soogdiertjies gaan op en af. Jy weet, 'n valveldmuis kan tot 24 kleintjies kry, nee, 12 paar melkkliertjies of jy weet, spentjies. So, hoe vinnig plant hulle voort? 19 dae dragtig, jy weet, dan is die kleintjie daar, 'n week later, dan is hy weer gereed. So aan die einde van die teelseisoen is die getalle verskriklik hoog, maar aan die begin is die getalle weer baie laag. En hoe pas die roofdiertjies aan om hierdie prooi wat dan nou so wissel? Hoe wissel hulle dit eet? So roofdier-prooi-verhouding is my groot belangstelling. Toe ek natuurlik Maroon Eiland toe was dit op die huismuis. Ek het 'n fantastiese geleentheid gehad om 'n verdere studie daar te doen.
Ag, en toe ek terugkom, was ek nog besig met my chemiese analises in die laboratorium by die Vrystaat Universiteit. En toe sien ek hulle adverteer die pos by die Nasionale Museum. En ek doen toe aansoek en kry die pos. Ja, en daar het ek gesien dat klein soogdiertjies is eintlik maar die groot goed wat ons versamel. Ons versamelspasie is relatief min. So jou klein soogdiertjies kry toe die meeste aandag. So my navorsing het ook voltyds begin gaan oor klein soogdiertjies, maar ek is nog steeds 'n bietjie betrokke by rooikat en jakkals en probleme as probleemdiere of probleemveroorsakende diere. So. En hoe lyk die tipiese dag van dokter se lewe as museumnavorser? So. Ek werk gewoonlik in die oggende vroeg. Vandat ons seuns klein was, het ek net in daai gewoonte gekom om nie in die aande te werk nie. Dit was hulle tyd. En so ek meeste oggende, daai 5 dae 'n week werk ek in die oggende. En dan begin dit by die museum. Ja, jy groet die mense wat saam met jou werk in die departement. En dan gesels ons maar oor wat gaan ons doen vir die dag. Ek gaan voort my navorsing, maar hulle gaan baie keer voort, jou prepareerders gaan voort met specimens voorberei. So dit is nou muise opstop en skedeltjies voorberei en so aan vir die navorsingsversameling. Dan gelukkig kan ons van tyd tot tyd veld toe gaan. Ons veldekspedisies is gewoonlik tussen 'n week en 17 dae. As ons natuurlik verder gaan soos ons navorsing in die Kalahari, dan gaan ons 'n langer tydperk. Ja. Die valle wat ons uitsit, is omtrent tussen 400 en 600 valletjies 'n dag. Is ek en Tsediso en Ronnie. Wat die valletjies nagaan, dan die muise merk, dit is merkhervangs wat ek gesê het, maar alles op te skryf, so terwyl ek besig is met die muise om te meet en te weeg, dan het ek iemand nodig wat skryf, en Tsediso gaan so lank aan om die valletjies weer nuwe aas in te sit, watte in die valletjies en so aan. Ja, so dit is, ek dink is basies 'n eenvoudige werk, en ek dink baie keer vir myself, jy weet, ou word betaal om dit te doen, en dit is soos 'n stokperdjie, jy weet, so, maar met publikasies probeer ou dan jou bydrae lewer tot navorsing in die wetenskap. So, ek self geniet dit baie om betrokke te wees by jong mense veral. So ons ontvang baie keer groepe agter in die museum. En dan ook veral blinde kindertjies. So ons het 'n spesiale afdeling waar ons hulle laat voel aan goed, en ons het nou met tyd het ons dit ingewerk by ons uitstallings. So ons probeer ons bes om so vinnig moontlik, soveel as moontlik vir mense met verskillende gestremthede. So met ander woorde, byvoorbeeld rolstoele, goed word bietjie laer uitgestal, as meer spasie rondom. Vir die blindes, baie goed om aan te raak. Maar julle moet kom besoek. Julle moet kom besoek, dan sal julle sien. En vir interessantheid, dokter het soveel met muise deur die jare gewerk en met ander kleinsoogdiere. Wat is van die grootste wanopvattings wat mense het wanneer dit kom by muise en rotte? Weet jy, ek vra baie keer vir studente, hoeveel soorte muise ken julle? Dan begin hulle met die huismuis, een in die kombuis wat 'n probleem is, die een op die dak wat 'n probleem is, en dan die streepmuis wat jy in die tuin sien, want hy is daglewend. Party van hulle, hierdie ou vlierotte, wat oor die pad hardloop, soos 'n bolletjie. Maar van die ander, sê maar 25 plus spesies wat ons die Vrystaat het, weet hulle nie. Die gewone mens weet nie daarvan nie. So die opvatting dat jy weet dat muise vuil is en probleem is en probleem weet by jou in die kombuis is en so aan, ek dink is iets wat vassteek. Daar's ook nie veel wat hulle getalle in toom hou nie, maar as jy kyk na die muise in die natuur, jy weet, hulle getalle word in toom gehou deur roofdiere,
Hulle kry ook siektes. Hulle jy weet steek ook mekaar aan soos wat mense mekaar aansteek. Maar snaaks genoeg as jy hulle hanteer, kry jy die indruk van 'n skoon dier. Partykeer is daar nou mis in die muisvalletjies en so aan. So dan kom jy agter hulle, jy weet, maar as jy hierdie klein dwergmuisie sien, jy weet, hy lyk soos 'n steenbokkie, skoon, spierwit onder, baksteenrooi, jou klimmuise, as jy eers sien hoe daai diertjies aangepas is, elkeen tot sy eie plek waar hy lewe, en miskien tog waar hy spesialis is, dan is dit eintlik ongelooflik. So, dan dink ek nie meer aan muise is vuil en so nie glad nie. Ja. En dan dokter het ook baie oor die klaasneus muis gepraat. Wat maak hulle so uniek? Tjoh, die klaasneus, die orde Macroscalida, waaraan hulle behoort, kom net in Afrika voor. Dan die ander ding, jy sal nou klaasneus ken, hy het mos 'n slurpie, as sy neus is so lank. Vir my natuurlik, as jy hom eers gevang het, en jy hou hom so, en hy kyk vir jou met daai groot oë, en sy neus beweeg so, dan, jy kan hom nie vergeet nie. So, maar, hulle is ook ver langs familie van die olifant, om die waar te sê, sy Engelse naam is Elephant Shrew. Daai naam het ons verander, dit is nie ons nie, dit is verander, want ons agterkom, hy is nie 'n skeerbek nie, hy is nie 'n insekvreter nie, hy is 'n omnivoor. So met ander woorde, sekere tyd van die jaar eet hy baie saadjies, plante, maar dan, jy weet, ook natuurlik insekte, aardwurms, en so aan. So, maar ja, dis 'n eie aan Afrika, die dier. Daar is soveel interessanthede oor hulle, as ek nou maar net kyk na hulle voortplantingsgedrag en jy weet vir al die wyfies, wyfie elephant shrews of sengies word gebruik, onder andere ek is nou betrokke by 'n studie wat Harvard Universiteit doen. Dit gaan oor voortplanting en hulle bestudeer die klaasneuse om beter die menslike voortplantingssysteem te verstaan. So, jy weet, jy kan verskillende toetse doen en jy weet, 'n dier kan jy oopsny op 'n sekere tyd en kyk wat gaan binne hom aan wat jy nou nie met mense kan doen nie. So hulle speel 'n baie groot rol. Dis die enigste dier wat behalwe die primate wat baie na aan die mens is, wat voortplanting betref. Daar's eintlik 'n hele paar goed. Hy het natuurlik die slurpie. Sy stert lyk soos tipies die van 'n muis. Sy agterbene is lank. Jy weet, laat dink jou aan hierdie springhaasrotte, jou Jabeliscus spesies. Of soos 'n springhaas, jy weet. So dit is regtig besonderse diere. En ek dink die groot ding is maar, hulle kom net in Afrika voor. Ja. Ja, so is hulle dokter se gunsteling tipe muis of is daar ander een wat meer eintlik? Ja, hy is nie 'n muis nie, né? Maar dit is omdat hy so besonders is en veral omdat jy hom, jy weet, dis asof hy kommunikeer met jou. 'n Muis is baie keer as jy hom hanteer, hy skrikkerig en wil wegkom. Yeah. Maar 'n klaasneus, as jy hom vashou, dan kyk jy vir jou. Hy's, daai neusie beweeg so. Het is moeilik om te sê my gunsteling muis, jy weet, want jy kry byvoorbeeld, soos die dwergmuise, is baie mooi, baie besonders, en daar's 'n paar van die Mismanetoides, dan kry jy die woestyndwergmuis, Misorangia kry jy, daar's 'n hele paar van hulle. Dan die klimmuise, daar's ook 'n hele paar spesies, ek dink ons 4 spesies in die Vrystaat. As jy na hulle gedrag kyk, hulle klim teen grashalms op, jy weet, soos 'n ou wat tou klim. Dan sy agterpootjies lyk baie soos 'n mens se hand. Jy weet, dis nie soos die ander diere wat toontjie kom daai, hy's bietjie afgeskuif en dis om te klou. So hy klim tot bo naby waar hierdie grashalm is nou met die saadjies in en dan sit hy. Jy kan fisies sien hoe sit hy, sy stert is gevou en met sy agterpootjies hou hy vas en sy voorvoetjies eet hy. Jy weet, so
Ja, dit is net as 'n mens hulle gedrag sien en dan ons kan later sal ons seker uitkom oor my navorsing. Maar jy weet sekere diere van hulle is indikators. Dis mos hulle bepaal habitat gesondheid as hulle teenwoordig is, sekere kleinsoogdiere. Anien, ja, dit is eintlik my hoofnavorsingsveld op die oomblik. En hoe ek daarop gekom het, ek was baie betrokke met omgewingsimpakstudies en by hierdie groot omgewingsimpakstudies soos in Swaziland of Lesotho of jy weet Malawi, dan werk 'n groep spesialiste saam. En ons probeer almal in dieselfde habitat te werk, op dieselfde transsekte of op dieselfde plots. En daar het ek agtergekom, maar daar's sekere goed in die muisgemeenskap wat vir my sê, wat ooreenstem met die plantkundiges, en die mense wat die insekte bestudeer en so aan, dat hierdie, jy weet, hierdie is byvoorbeeld 'n baie arm deel of 'n versteurde deel, terwyl 'n ander deel weer baie uniek is en baie natuurlik is. So waarna ek kyk, en dis nou die afgelope, wel ek is 30 jaar by die museum nou, maar sê maar die laaste 15 jaar het ek begin publiseer oor kleinsoogdiertjies as indikator van omgewingsgesondheid. So waarna ons basies kyk, ons kyk na die gemeenskapssamestelling. Jy weet, party van die habitatte waarna ons versamel is tot 12 spesies, 12 verskillende muise wat bymekaar is. En presies watter spesies jy daar kry en hoe hulle ooreenkom, wat hulle relatiewe getalle is, sê vir my hoe gesond die stelsel is. Ek gaan byvoorbeeld 'n voorbeeld neem, in mooi grasveld, byvoorbeeld natuurlike grasveld, is die klimmuis byvoorbeeld 'n indikator. Hy's 'n spesialis spesie. Teenoor hoe sal ek nou sê, jy weet in Engels die general species, die algemene species, soos byvoorbeeld die valveldmuis, die multi-mammoth mouse, dis die een kan tot 12 paar speentjies hê, en baie kleintjies groot maak. Dit is muise wat domineer in omgewings wat versteur is, soos byvoorbeeld na brand, of oorbeweiding, of weet kaalveld, so, dis maar net die twee uiterstes, van die uiterstes wat ek nou verduidelik. As jy kyk na, of het nou plante of diere is, insekte, soogdiere, jou spesiesrykheid gee ook vir jou baie goeie idee. Hoe meer natuurlike spesifieke habitat is, in die algemeen hoe meer spesies is daar. En dan kry jy ook, die plantkundige sal nou weet, jy kry 'n sekere waarde wat jy nou seker, en dit is 'n beweidingswaarde of 'n bewaringswaarde. En in jou totale samestelling van jou spesies, jy weet wat elkeen nou sy waarde kry jy op die einde van die dag vir jou 'n totale wat is dit nou, omgewingswaarde kan jy maar sê. En hoe hoër jou waarde is, hoe meer gesond is jou ekosisteem en hoe meer onversteurd is dit. So met soogdiere kry ons dieselfde en jy weet daar's baie verwantskappe tussen jou klein soogdiertjies en gras. Jy weet byvoorbeeld 'n algemene spesie of 'n general spesie. By soogdiertjies sal ons 'n pionierspesie noem by die plante. Jou spesialis spesies wat toeneem, hoe meer gesond die habitat is. By plante praat ons van 'n klimaks spesie. Jy weet so dit is 'n baie interessante veld. En dit hou my besig. Ons het baie goeie inligting oor die grasveldbioom. En ons het seker so 5 jaar terug, 6 jaar terug, het ons begin in die Kalahari, daar naby Kuruman. En om nou die model te toets, ons sien dieselfde patrone daar, maar baie interessant wat spesialis spesies hier is, nie noodwendige spesialis spesies daar nie. Goeie aanduidings van versteurde stelsel, byvoorbeeld jou wangsapmuis in die Kalahari, is hierso nie 'n aanduiding van dit nie. Jy weet so, en net so kry by plante, jou rooi gras
wat 'n baie hoë beweidingwaarde en 'n baie hoë ekologiese waarde het, sê maar in die Sentraal Vrystaat. In die Oos-Vrystaat is sy waarde laer. Jy weet, so dis baie interessant. En ja, en dan wonder ek nou ook, hoe beïnvloed klimaatsverandering oor die algemeen kleinsoogdiere? Jy weet, mens dink dadelik, wat is die impak van die hitte, of die koue, of die droogte op die dier, maar die impak is natuurlik op die sisteem, die ekosisteem. So, daai dier, dink ek, is baie aangepas tot die omgewing, die plantegroei, byvoorbeeld. So, waar die plantegroei gaan verander, daar gaan jy die dier verander. Net soos wat jy 'n versteurde ekosisteem het minder spesies en minder spesialis spesies. So, dis moeilik om te sê, dit is nou alles hipoteses, maar wat 'n mens dink, jy weet, sê maar as die Vrystaat gaan droër word, jy weet, soos, as jy in Makwaland begin, dit gaan nog droër raak, jou Karoo gaan nog droër raak, as wat op die oomblik is, die Vrystaat, so met ander woorde, dat is moontlik dat jou spesies gaan skuif, so met ander woorde, die spesies wat jy in die Nama Karoo kry, kan byvoorbeeld in die Vrystaat begin voorkom, as die omgewing ook verander. So, ja, ons het, dit is 'n groot ding en baie mense, jy weet, jou klimaatsouens sê vir jou wat kan verwag word in 'n spesifieke omgewing. En daarvolgens kyk ons ook na wat kan dalk met 'n spesifieke spesie gebeur. So jy kyk na sy habitat nou, en dan kyk jy hoe kan die habitat verander oor tyd. Klimaat speel ook 'n rol, temperatuur, sekere muise is net eenvoudig, weet ons nou gaan swaar kry onder warmer omstandighede. Maar as hulle hoër opbeweeg, byvoorbeeld in die Drakensberge, dan kan hulle oorleef, maar die idee is op die oomblik dat van die spesies gaan verloor, en dis waaroor die studie in die Kalahari nou gaan. Weet, wat kan jy verwag? So daar korreleer ons resultate met omgewingstoestande. Nie klimaatsverandering nie, maar omgewingstoestande soos reënval, hitte, daglig, jy weet, nie lengte nie, intensiteit en so aan. So ja, diere kan natuurlik, as die omgewing nog dieselfde is, en het raak te warm vir hulle, en het raak te droog, ook dan daarmee saam, kan hulle meer 'n naglewende jy weet, gedrag begin toon of so iets. Ons weet nie, alles is hipoteses en dis interessant. Dis vir ons baie interessant en ja, so soogdierkundiges kyk ook na die moontlike impak van klimaatsverandering op spesies, maar dan ook natuurlik op ekosisteme. Wat is die, as dokter nou kyk na klein soogdiere se rol in 'n voedselweb, wat is die hoofrol wat hulle daar speel en wat gebeur as ons hulle heeltemal moet verwyder? Weet jy, hulle is so geïntegreerde deel van die ekosisteem, dat daar is soveel ander rolle wat hulle ook speel. As jy vat byvoorbeeld, hulle is grawers, hulle versprei saad, en hulle begrawe dit, of hulle, jy weet, hulle berg dit ondergronds, so hulle dra by tot plantverspreiding, hulle die feit dat hulle tonnels grawe, help dat die grond beter deurlig is en so aan, maar in die voedselketting, jy weet, jy kan net die muise byvoorbeeld, kan jy maklik tot 300 per hektar kry. So, ontsettend 'n groot voedselbron vir roofdiere, en dis natuurlik nie net jou roofdiere, jou soogdiere nie, dit is voëls, reptiele, slange, likkewane, ja, so jou klein soogdiertjies is nie net 'n prooi nie, maar hulle is ook self 'n roofdier. So baie van die goeie mense sal nou sê, weet, muise behoort byvoorbeeld in die groep Rodentia, wat beteken knaagdiere, maar hulle sal ook insekprooi vat, aardwurms en so aan. Ek het baie duidelik op Maroon Eiland gesien, sekere tyd van die jaar, dan, jy weet, in die winter, hulle, dan, om die waar sê, op Maroon Eiland is insekte eintlik die hoofprooi van hierdie knaagdier dan. So, dis 'n groot ding, maar dit is nie net die impak wat hulle op
die impak van roofdiere op klein soogdiertjies nie. Onthou, ek het net nou gesê, dit is, roofdiere speel 'n ontsettende groot rol, om die getalle van knagdiere in die veld te beheer. Maar aan die ander kant is die klein soogdiertjies nou weer kos vir die roofdiere. Maar dit kan ook gedrag beïnvloed, want jy sal byvoorbeeld, mens kan byvoorbeeld sien, 'n sekere tyd van die jaar is daar meer muise, dan benut rooikatte en jakkalse meer muise as die tyd van die jaar wanneer daar nie, soos byvoorbeeld die winter, dan verander ek sal nie sê die gedrag verander nie, maar dit wat jy in die mis en in die maggenhouder kan sien, is beslis, jy sien hulle maak staat op ander prooi ook. En as jy nou vat, rooikat, jy weet, hulle benut ook insekte, sprinkane, tot skorpioene, rooikatte wat slange eet, ja, jy weet sulke goed. Invloed, wat ons nou in die Kalahari sien, daar's 'n sekere tyd, daar's 'n ontsettende droogte gewees, so 2018, 2019, en ja, jou plante groei het begin minder raak, minder dig, jou grondbedekking het verander, en jou streepmuise, wat jou enigste daglewende muise in die, jy weet, op die sand, in die sandduine, hulle getal het verminder. En baie interessant, jou dwergvalkie, hy is daglewend, en hulle het verdwyn, hulle het geskuif. En omstandighede het verander, ons het nou gekyk, ons het nou vir 6 jaar het ons nou die data gesien, en die dwergvalkies is terug. Die muisgetalle en die diversiteit van muise het begin toeneem. So, ja, dis maar net, dis daai interessante wisselwerkings wat 'n ou, ja. So, vir my om nie in die veld te wees, in my data te kry nie, is, ja, dit sal nie vir my werk nie. Wat het dokter van die eienskappe van jakkalse en rooikatte, net om 'n bietjie meer op hulle in te zoom? Ja, Anien, dit is, hulle is werklik 'n groot probleem. Daar is een kant wat sê, die manier hoe die mens die probleem hanteer het eintlik gemaak dat hulle meer aanteel. In Engels is dit nou compensatory breeding, en jy kry dit by baie diere. Sodra daar druk op 'n populasie is, dan teel hulle vinniger aan, jonger wyfietjies begin deelneem, waar byvoorbeeld territoriale wyfies dominant was, en die ander wyfies verhoed het, begin jy dit kry, dat jonger wyfies ook begin aanteel. Die gemiddelde werpselgrootte lyk of dit mag groter wees. Dit is nie noodwendig so nie, maar dit is wat, jy weet, wat baie boere vir jou sê, die skade is nou meer. En dit is so, want ek werk met die boere, ons het die navorsing, ons het die dieetstudies gedoen, ons weet hoe korreleer dit wat hierdie roofdiere eet deur 'n jaar met die muis toename. Byvoorbeeld, so my kant van die saak is, ja, daar is groot probleme. Die ander kant van die saak is, die rooikat en jakkals speel 'n baie belangrike rol in agri-ekosisteme ook. Jy weet, so as jy byvoorbeeld vat, hulle sê elke 3 dassies eet soveel soos 1 skaap, dit mag nou dalk al geuit wees, en so aan, maar eintlik wat ek graag wil sê is dat die diere, jy kan enige boer vra, en hy sal vir jou sê, hy het baie respek vir 'n jakkals. Dit is vir hom van die mooiste diere, is die slimste diere, net so met 'n rooikat. Jy weet, 'n rooikat spring tot 3 meter hoog en vang 'n voeltjie uit die lug uit. Dis ongelooflike diere. So, hoe help navorsers die boere? Ek dink die navorsers kan meer bydra. Ek glo daar is maniere om die skade af te bring, maar dan moet jy saam met die boere werk. Ons sien meer en meer dat boere ons begin toelaat om navorsing op hierdie diere te doen en hulle nie net van kant te maak nie. Soos byvoorbeeld om radiosenders aan te sit en te kyk hoe beweeg hulle,
Wat is hulle digthede? Byvoorbeeld ons sit hierdie kameras op in die veld, wat kyk, hoeveel diere is daar, hoe assosieer die rooikat en die jakkals met mekaar, want die twee saamprooi, waar fokus hulle, op watter areas speel hulle wel 'n rol in die ekosisteem, as hulle nie daar was nie, hoe sou die ekosisteem anders gelyk het, en sulke tipe goed. So, dis 'n baie lewendige onderwerp, baie kontroversieel ook, natuurlik. Dan roofdiere, kan hulle gebruik word om hierdie knaagdiere getalle te beheer half? Ja, kyk, die roofdiere het beslis 'n groot impak op muise, maar as jy nou vat, ek gaan net vir jou gou verduidelik deur die voortplantings deur 'n jaar, hoe plant die muise voort. So, hierso so Augustus, September, dan kan jy sien die wyfies begin gereed raak en die mannetjies ook. Sê die mannetjies raak skrotaal, die wyfies nou ander aanduidings wat jy nou kan sien, hulle begin nou gereed raak en dan begin die kleintjies aankom. Nou, kom ons sê, jy weet, ek het die valveldmuis is so 19 dae dragtig. Die streepmuis, wat omtrent dieselfde grootte is 22, 23 dae dragtig. En dan, so met ander woorde, 'n wyfie, as sy die eerste werpsel het, dan is dit so 3 weke, dan is die eerste dogters ook gereed om te begin voortplant. So, dis 'n wyfie wat begin in Augustus, en daarna dogters, en hulle dogters, en hulle dogters, so aan die einde van jou groeiseisoen, of jou teelseisoen, dit is so April, Mei, dan is jou muisgetalle op die hoogste. En dan in die winter is daar nie kos nie, en is koud, en hulle het meer energie nodig, so hulle getalle val weer. En dis 'n siklus wat om jaar na jaar herhaal. Dit wissel 'n bietjie, as jy goeie laat reën kry, en daar's langer kos in die veld, dan is die jy weet, is die nie-teelseisoen, so hulle getalle raak dan hoër, en dan is die nie-teelseisoen begin dan, jy weet, is korter, want dan is dit weer vinniger om warm te word. So, dit is een van die goed waarna boere kan kyk, jy weet, wanneer ons behoort te kyk, want hoe minder natuurlike kosse is, jy weet, daai jakkalse en rooikatte gaan soek vir iets om te eet. En ons weet dat jakkalse leer so vinnig, is ontsettend intelligente diere, so waar hulle gewoond raak aan lammers en is beskikbaar, gaan hulle werpsel wat tot 6, 7 kleintjies is, groot maak op skaapvleis. So, jy weet, hierdie kleintjies raak groot, en as hulle versprei, dan sien hulle en ruik hulle die lammers. So, jy weet, so die vraag is, het die manier hoe ons hierdie roofdiere hanteer het ons hulle eintlik geleer, dat daar is nie meer onderskeid tussen natuurlike prooi en makprooi nie. Jy weet, so dit is 'n groot ding wat nie regtig aangespreek is nog nie. So, Dokter het vroeër genoem, dokter doen baie navorsing oor prooi roofdierverhoudings. Wat is van die interessantste goed wat dokter nog daar uitgeleer het? Ja, wel, hoe meer die prooi is, kyk, baie van hierdie diere is opportunisties. Met ander woorde, hulle benut meer waarvan meer beskikbaar is. So, as jy nou byvoorbeeld jou klein soogdiertjies vat, wanneer die getalle op die hoogste is, dan benut hulle meer van dit, meer muise. Middelwinter, dan is daar iets anders. Jy weet, ons het 'n studie gedoen in 'n natuurreservaat, waar die springbokke, en die springbokke se lamseisoen stem baie ooreen, met die van die boere. 2 lamseisoene 'n jaar, en dan kan jy nou sien, die wisselwerking tussen wanneer benut die sterie was op jakkals, wanneer benut hulle die klein soogdiertjies, en wanneer benut hulle meer springboklammers. So dit is, jy weet, so die tipe navorsing wat 'n ekoloog doen in die natuur, kan beslis behoort by te dra, tot die manier hoe hierdie probleem
van probleemveroorsakende diere hanteer, hoe dit aangespreek word. En kan werk. Jy weet, ek dink 'n boer moet ook besef dat rooikatte en jakkals, ek meen dit is nou baie lank, wat baie boere in groot areas probeer ontslaa raak van hierdie diere en hulle kry dit nie reg nie. So, solank soos hierdie diere jy weet, in die stelsel is en op jou plaas is, gaan daar iewers 'n snypunt wat kom en sê, ek is tevrede met soveel skade. 'n boer kan nie verwag daar gaan geen skade wees nie, want die diere is daar. So, en ja, dit is iets waarom hierdie hele plaasbestuursisteem, roofdierbeheer gebou moet word. So, maar ja, en ek praat nou oor jakkals en rooikatte, maar natuur is dit ook, jy kan met jou roofdiertjies kan jy sien, wat hulle selekteer, en wat nie. En ek wil net 'n voorbeeld op Marion Eiland gebruik. Daar's 'n naakte slakkie. En ek het jy weet, proewe gedoen binne die laboratorium ook, waar jy vir die huismuis keuse gee tussen goed. En jy sien, as dit optimum tyd is, daar's genoeg kos, hulle raak nie, hulle snyf nie eers aan daai slakkie nie. In die winter, as die kos min is, dan sal hulle hom begin eet. Ja, so dan kry jy dit in die maaginhoude van die muise. So, jy weet, as hoe meer drastiese omgewing is, of die omgewingstoestand is, of die tyd van die jaar, hoe meer drasties kan jy sien. Ek het net nog gesê van rooikatte wat skorpioene eet. Dis dieselfde. Dit is 'n tyd wanneer die voorkeurprooi relatief min is. En dan begin hulle meer kleiner diertjies eet, soos jou insekte. Ja, so roofdiere is hoogs aanpasbaar. Almal is nie tot dieselfde mate opportunisties nie, maar beslis, ja, die diere waarmee ons werk, so dis eintlik ongelooflik om te sien hoe funksioneer 'n ekosisteem. Ek meen, die muise is afhanklik van die plante, die roofdiertjies is afhanklik van die muise, en so, ek wil amper sê, dis 'n hele, soos 'n stroom wat vloei. Jy kyk hoe verander hierdie stroom die hele tyd. Baie van my navorsing is ook saam met plantkundiges of saam met entomoloë. So, mens probeer die groter prentjie sien, wat in die ekosisteem gebeur. Ja. En nou, dokter het ook 'n paar keer van 'n paar ekspedisies genoem waarop dokter was. Wat was vir dokter nog die interessantste ekspedisie waarop dokter nog was? Yes, weet jy, ek het elke keer as ons veld toe gaan, is vir my interessant. Maar wat vir my uitstaan is beslis die tyd op Marion Eiland. Die navorsing self en wat ek daar ervaar het, onthou ek kom uit die Boland uit, jy het nie sulke verskriklike koues gekry soos hier nie. Nou Marion Eiland my absoluut voorberei vir wat ek hier sien, want dan sien jy wanneer plant die diere voort, wanneer nie. Hoe reageer hy wanneer die kos so is? En, in die geval, so Marion Eiland was my baie interessant, vanweë die navorsing natuurlik, maar ook, ons was 16 jong manne, geïsoleerd vir 14 maande. Gewoonlik se 12 maande, maar ons moes vroeër afgaan, omdat iemand seer gekry het op die eiland, en ons kon later terugkom, omdat die boot wat ons moes kom haal, vasgesit het in Antarktika, in die ys. So, dit was my baie interessant. Die ander wat vir my regtig besonder was, is, ek het omtrent 15 jaar se ervaring van bo in die hooglande van Lesotho werk. Op hierdie Lesotho hoogland waterskemas. Dit was ongelooflik. Weereens die mense wat daar is. So, jy doen jou navorsing, maar jy sien ook hoe ander mense leef en hoe hulle, jy weet, ja, hoe hulle boer. Ja, dit is net vir baie interessant. Iets wat baie besonder was, is die Elephant Marshes in Malawi. Ja. En daar sien jy waar nie reservate is nie. Dis half 'n vooruitskouing van wat kan gebeur wanneer, jy weet, menslike getalle toeneem. Het ek daar gesien. As dit nie in 'n bewaarde area is, of in 'n spesifieke omheinde area, byvoorbeeld waar suikerriet geplant word of so nie, dan jou diertjies verdwyn maar. Ja,
En jou diere, weer eens, as ons nou dink aan klimaatsverandering, jou algemene diere, soos jou valveldmuis, hulle floreer. Hulle gaan in die huise in, net iets baie interessants, hulle dra ook plaag. So 'n bietjie hoër op in Afrika waar jy hierdie droë tydperke kry en dan ewe skielik reën. So droë tydperke, so jou muisspesies het die getalle het afgeneem en jou muisspesies het afgeneem en dan ewe skielik kry jy hierdie reën. En dan hierdie dwergmuis, hierdie valveldmuise maak 24 kleintjies groot op 'n slag. Hulle dragtigheidstydperk is korter as byvoorbeeld 'n streepmuis wat dieselfde gewig min of meer dieselfde grootte is. Streepmuis so 6 kleintjies. So en hulle teel net eenvoudig bo die ander muise uit en dit bring my by jou eerste vraag wat jy gevra het oor mense se siening oor muise. En daar is dit letterlik pes. Ja. Hulle kom in die huise in, hulle gaan in die, weet waar die mielies en die koring gestoor word, wat natuurlik buite is in mandjies, en ja, dra builepes oor. Ja. En dan ook van al die diere, en ons praat nie net van muise of klein soogdiere nie, of selfs nie net soogdiere nie, van al die diere wat dokter al tegekom het, watse dier was nog vir dokter die interessantste om te studeer? Yes, like dis vir my die mooiste dier, maar ook my gunsteling is die rooi kat. Ja, dit was in die Weskus Nasionale Park, en jy weet, daai tyd kon die navorser self die dier verdoof en die sender aansit. Vandag moet jy 'n veearts gebruik, en ek dink, sulke goed maak dat 'n navorser nie daai koneksie het nie. Wat ook gebeur het, jy weet, ons het deesdae satellietnekbande. So, die navorser hoef nie in die veld te wees nie. Daai inligting kom alles fantasties, vinnig en gereeld na sy rekenaar toe. So ek dink van hierdie vroeë tydperk, en dit is dalk hoekom ek so die rooi kat vir my ook spesiaal is jy was in die veld. Ek moes agter die dier aanstap met die radiosenders. Somer is hy naglewend. Jy weet, so jy moet in die nag stap, en ja, dit was net vir my baie besonder. Hoekom ek verduidelik van die verdowing, is dat, is hierdie klein katjie voor jou, dan dink jy, joh, hy is seker so 4 kilogram. Dan weeg hy 8 kilogram. As jy hom optel, dan voel jy, maar is hierdie soepel spiere. Ongelooflike dier, en dan hy ore, as jy hom nou, of jy hom nou sien waar hy sê maar 'n hokkie aangehou word, of in 'n dieretuin, manier hoe daai ore flikker, jy weet. So dis net daai wakkerheid, ja. So ek dink op 'n manier simboliseer hy vir my wildwees, ja. Ja, ek van die boere kry hulle mak gemaak. Baie interessant, 'n boer sal vir jou sê, wat nou een het, hy sê nee, maar jy moet hom kry terwyl sy oë nog toe was. Want as hy eers sy eie ma gesien het, dan kry jy hom nie makkie. So. En enige raad vir jong mense wat belangstel in ekologie of dierkunde oor asperu? Ek het gehoop jy vra daai vraag, en dis hoekom ek begin het waar ek begin het, net om te sê, as jy gestimuleer word by die huis, en dit is 'n voorliefde van jou, dan is dit fantasties, maar jy moet so gou as moontlik kyk of jy nie iewers betrokke kan raak nie. Jy weet, ons navorsers party van ons is baie eksentriek, is baie stig. Ek self is 'n bietjie stiller as nou, dis maar 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 een ding wat ek dink ons almal het. Ons almal, al ons dierkundiges, veral die wat gedragsstudies doen, het 'n passie vir dit. En ek verwelkom dit as enige skoolier of 'n student my sê maar, kan ons gesels. Mens kan hulle nie altyd saamvat veld toe nie, maar jy kan hulle help as hulle met hulle eie projekkie wil begin, iewers, jy weet, so, ja, so, ek sal sê, so kry op 'n manier praktiese ervaring, en besef dit is wat jy wil doen. Daar is nie baie werk nie. Jy weet, by ons is dit nou by natuurbewaring, stel sulke persone aan, museum. Wel, ons het 4 nasionale museums in Suid-Afrika. Provinsiale museums is baie keer kleiner en fondse meer beperk. So, ja, en dan by universiteite.
is waar dierkundiges aangestel of navorsers aangestel word. So die kompetisie is sterk, maar wat ek eintlik wil sê is, voordat jy die studies gaan doen en daai onkostes aangaan, maak doodseker dit is wat jy wil doen. Jy weet, ons is vir lang tye in die veld, so jy moet besef dat as jou sosiale behoeftes van 'n sekere aard is, gaan dit nie noodwendig werk nie, jy weet. Jy dra swaar goed, jy klim berge, jy kry koud, jy reën nat. So ja, dan kom jy baie keer by byvoorbeeld ons onderhoude vir poste, en dan heel eerste wat jy weet, maar wat se ervaring het jy in die veld? En dis jammer om te sê, maar en dit is niks met vandagse studente te doen nie. Dit is met veranderde omstandighede. Jy weet, jou etiese goedkeuring wat jy moet kry, vat baie keer net so lank, dat ek weet van 'n M-student wat met sy eerste jaar het net fondse gehad vir die projek. Aan die einde van sy eerste jaar het hy eers sy etiese goedkeuring gekry. Toe kon hy begin met sy veldwerk. So, ja, so daar's al sulke goed, en as jy kontak het met iemand in die veld wat jy dink jy sal wil werk, dan sal hy dit met jou deel. Ja, want ja, mens moet geniet wat jy doen. Ek glo jy moet geniet wat jy doen. Dit ja, dis maklik om te sê dit gaan nie net oor die geld nie, maar die geld is nie vir my die grootste belangrike item nie. OK, pretvraag. Kom ek gee vir dokter die hoed. Moet ek hom opsit? Ja, die groot ding vir die hoed, dis nou elke keer as ons eindig met ons pretvraag. Ja. So, dokter, van al die diere wat dokter studeer het, wat se een ding dokter kry nie die erkenning wat hy verdien nie? Ek sal sê weer eens die rooi kat. My rede vir dit is, as jy hom in die natuur sien, word hy oorheers deur luiperd en die leeu, jy weet, al die groot roofdiere, kry die volle aandag. En hy's baie skugter, so mense sien hom nie eintlik nie, jy weet. As jy op die plase kyk, is hy jy weet, die skelm. Hy's die probleemdier. So, dit is my hartseer dat hierdie besonderse dier nie heeltemal tot sy reg kom nie. So, die boek wat ek gedoen het saam met natuurfotograwe, is juis om daai beeld, om mense meer in te lig en bietjie meer inligting gee oor die rooi kat self. So ek sal sê ja, dit is die dier wat ek voel die mees onderskatte is, mense regtig nie baie goed ken nie. Ja, en tog die mooiste is. En so ek sê, as jy aan hom gevat het, weet hy sag, en tog het hy hierdie spiere. Ongelooflik. Ja, baie dankie vir al dokter se tyd. Hierdie was so lekker gewees. Ek het dit baie geniet. My vrou sal vir jou sê, ek het 10 keer meer gepraat as gewoonlik. So, dankie. Dankie.